Halleluja. Amen. Joseph, die manne het gevra dat ons een keer 'n maand die manne by mekaar moet kom en 'n koffietjie drink en so 'n manne fellowship hê. Hoe voel jy daaroor? Ja, nee, jy moet net met sê, hoe voel jy daaroor? Voel jy 100% voor? Dan vra ek nou vandag vir jou om leiding te neem. Vir hierdie een keer 'n maand. Jy moet dit net reël en praat nie met my, dan kan ons kyk wat ons kan doen. Maar jy mag nie vergeet nie. Kan die groep besluit, dit maak nie saak nie, dit is, dat ons, dan kan ons dit verder vat. Ok, goed. Halleluja, halleluja. Helene, ek voel vanoggend in die gees om vir jou in jou huis, man, die kinders en moeder en almal saam. Ek kom vanoggend en ek bind daai gees van stres op julle huise in. I bind that spirit, I cast him out. Ek stel sy werke kragteloos oor julle huis, daai huis waar julle in bly. Nee, daar sal geen, daai magte word gebreek. Nee. No fear, geen stres. Want dis die stres, die gees van stres, wat julle siek hou. Onbewustelik. Maar vanoggend toe ons hier sing, toe wys die Here vir my dit. En Kobie, en dit is hoekom ek dit deel met julle, weet jy, want God wil julle gesond hê. Gesond hê. Dis nie reg dat julle liggame siek moet wees nie. So that spirit need to go. In Jesus mighty name. En jy weet, jy kan maar jou huis salf, jy kan maar elke daai ingange salf, sê Here, dit wat ons opening gegee het vir hierdie gees, hy gaan. Ons maak dit toe. Dis wat ek gekry het vir julle hoor. Amen en amen. Halleluja. Halleluja. Is jy gereed vir die woord? Ek het so daai eerste koortjie so geniet. No fear. En jy sien man, die Here het ons nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En jy sien, kind van die Here, dit is so maklik om dit te vergeet. En as jy jou kom kry, dan is daar vrees. Nou, gaan ek dit maak, iemand gaan my budget klop en so aan. Nou, as jy lui is, en jy werk nie, dan van is jou budget nie klop nie, want jy het nie gewerk nie. Is so. Maar as jy werk en jy bring jou kant, jy moes nou gedoen wat jy moes doen. Dan los jy die ander gedeelte nou vir God. Dit wat jy nie kon doen nie. Nou vertrou jy hom om dit vir jou te doen. Amen. Amen. Ek hou jou tog nogal dop hoor. Ek kyk op Facebook, ek kyk nogal wat aangaan in die land, hier in Woester en hier in Ceres en ek kyk nogal hoor, dit is en hier in die Parel, ek hou nou elke fietsryer dop of dit nie Melkom is nie. Ja, die Here is vir ons goed, maar wow, dit is so wonderlik om te kan sing, dit te kan verklaar. Alles is niet. Alles is niet. En dit is wat so belangrik is. En ja, ek wil vanoggend weer 'n boodskap van herinnering bring. Maar kom ons noem dit herinnering nommer 2. Okay, Lexie, sal jy asseblief vir Lionel onthou? Okay, Lionel, jy hoef nie bekommerd wees jy gaan vergeet nie, want jy het hom al reeds, maar toets maar nie die vrou.
Okay. Nommer 2. Ek sit en weet jy vir 40 jaar plus in my lewe. En ek kan my regtig glo, ek is besig om die CD's alles daarbo bymekaar te gooi, dan gaan ek dit kom uitpak, so ek vat vir julle, weet jy. En dan kan jy hoor ek praat waarheid. Daar's van daai CD's wat ouer is as wat Cammy is. Ernstig. Maar dis jare se prediking wat opgeneem is op CD's en so aan, en Letty het hard gewerk om dit te doen. Sy het altyd vir my daai ondersteuning, sy het vir my dit gedoen. En so ja, prys die Here, maar ek wil dit saai, nie verkoop, ek wil dit saai. Want so die jare van bediening, as ons uit gaan bedien, dan is altyd so van so paar preke, kom CD's gemaak vir mense, waar ons bedien het, dat hulle gekoop, en ek het altyd die CD's so cheap. Die woord is nie cheapie, maar ek wil hê dit met die mense se hand kos, maar dit kos ons geld om 'n CD te maak, dit is. En maar ek wil, en dan het ons die goedes verkoop, partykeer tot 100 CD's op so 'n veldtog wat ons gaan, en dan het ek altyd daai geldjie gebruik om vir my equipment te koop. Hierdie ding wat ek hier aan het, dis gekoop met die CD geld, weet jy. So ploeg ek dit maar terug in bediening in. En Chris sal vir jou sê, en Joseph sal ook al kan sê, ek neem aan Joseph, weet jy, hoe ouer jy raak, hoe minder het jy nodig. As jy jonger is, dan wil jy alles hê. You don't need it, but I want it. Nee, Eva? Ja, I want to need it, Eva. Jy sien, maar jy kom op 'n punt, en dan loop ek die huis, en dan kyk ek, en dan sê ek vir die jongens, het te veel goed. Dan sê sy vir, los uit my goed. Want sy wil nog eers aandag, jy let die top lank oor goed is. Jy weet, en ek is weer impulsief, ek sê dat, waai. Dat is 'n rede hoekom ek dit doen. Want as ek dit nodig het, kan ek weer nuus gekoop dan. Ja, as mos nou plek. Sien. Maar nou ja, ek wil vir jou herinner aan 'n boodskap wat ek so week 2 bedien het. Ons gaan ons so 'n bietjie vleis gee. En hierdie boodskap was gewees, is jy Bybels oopmaak, ons gaan so in 2 Bybelboeke werk vanoggend. 2 Korintiërs 3 gaan ons lees vanaf vers 16. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Nou, waar hy sê waar die Gees van die Here is, daar is vryheid, Kobie. Hy sê waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Okay. Philip, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Okay. Nou, ek praat eintlik met die hele gemeente en met ons gehoor daar op YouTube, want ek wil hê jy moet hoor wat die woord van God sê. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Okay. Nou, luister nou mooi. Julle moet mooi luister nou. Nou, Johannes 14:17 sê, hy sê in die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie en hulle sien hom nie. Okay? Dis nie te sê hy is nie daar nie, hy is daar, maar hulle ken hom nie en hulle sien hom nie. Nou sê hy, maar julle ken hom. Want hy gaan by en in julle wees. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.
Nou, die vraag wat ons moet vra, die vryheid, waar die Gees van die Here is, hoe bring die Gees vryheid? Met waarheid. Hallo? So, as jy nie waarheid ken nie, dan gaan jy in 'n binding bly. Alhoewel jy vry is, gaan jou handel en jou wandel en jou spraak die van 'n slaaf wees. Julle onthou mos die storie wat ek so ruk terug vertel het van die Bobbejaan mannetjie met die ketting wat om die paal is. En hoe daai Bobbejaan mannetjie om die paal uit 'n voetpad uitgesit het. En op die dag toe besef die eienaar, maar kyk, hierdie mannetjie moet nou vryheid kry. Hy kan nou nie so lank meer in hierdie verdomde ketting wees, ekskuus tog maar, hierdie verdomde ketting, jy weet jy. Hierdie ketting, is nie goed vir hierdie Bobbejaan mannetjie, ons moet daai ketting afhaal. En hy haal die ketting af, hy maak hom vry. En hierdie man, die eienaar, hy so verwagting, dat hierdie Bobbejaan nou so opgewonde gaan wees oor sy vryheid. Maar tot sy verbasing, loop hierdie Bobbejaan al om die paal. Maar hy het nie meer ketting, hy het vryheid. Maar hy stap al om die paal. Jy sien, en dis hoe baie van kinders van die Here lewe. Hulle is vry, maar hulle ken nie waarheid nie. En omdat hulle nie waarheid ken nie, laat hulle nie toe dat die Gees van die Here, die vryheid wat hy aan die kruis uit vir ons behaal het, toe hy uitroep, tetelestai, dit is volbring, ons lewe in daai vryheid nie. Vrese. Die woord sê God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde, selfbeheersing. Okay? Maak dit sin? Dan moet julle amen sê. Okay, right. Laat die gehoor ook tog daai ouens op YouTube hoor hier's mense hierso. Okay. Right. Goed. So dis die hartseer. Dis die mooi. Dis die hartseer. Ek is donderdag aand ons daar gou by hierdie Daniel, wat is sy naam? Jy weet die stadsaal gewees met daai uitreiking gewees het hulle daar gehad het. En hy maak 'n uitnodiging en omtrent die helfte vir my tegelyk of die helfte van die daar is nou. En weet jy wat my opgeval het, en ek sê vir Malcolm dit ook, en ek sê vir die vroukie wat aan die ander kant my gesit is, ek garandeer jou, 90% van die ouens wat uitgekom het behoort aan 'n kerk. Sê maar nee, persoon, jy is negatief. Ek sê negatief, I will prove it to you. Want jy sien, dis die probleem met die kerk. Hulle weet jy is vry nie. Hulle sit binne in die kerk, maar hulle is nie vry nie. Wat sê Jakobus, alles wat jy oorwin is, daarvan jy slaaf geword. Maar die Here het jou vrygemaak van daai slawerny. Maar jy sê, maar ek kan nie sonder dit nie, ek kan nie, jy is nie vry nie. Jy is nie vry nie, dat is 'n binding. Ja, pastoor, maar weet jy, my pa, hy's 'n moeilike man gewees, man. Weet jy, my pa, hy is soos 'n Petrus gewees. My pa, was die man van die donder gewees, jy weet jy. Dis was wat hulle van Petrus gesê, hy is die seun van die donder, met daai muur wat hy gehad het. Nou, my pa is ook so gewees. Maar ek hoef nie so te wees nie. Toe ek tot wedergeboorte kom, toe word ek vry. So ek hoef nie soos die dinge van my pa te wees nie, of van my ma, of van enige een die, I am free.
Christus het my vrygekoop, nee. Nou kyk ons, luister mooi, nee. En hier gaan ek alweer. Maar luister mooi, want dit is my kommer, ouers, nee, dat die breinmense, luister mooi, in die politiek, nou, dis wat my, ja man, Helene, dit maak my hartseer, nee. Jy moet die taal gebruik sien. Jy moet sien hoe verskeur hulle mekaar, nee. En ek sit nou, toe kon ek my nie help nie, toe sit ek my voet daar ook so in na, en ek vra vir die persoon, sê vir my, wat bedoel jy by 'n wit politieke party? Kry jy vir my 'n slegs wit politieke party vandag in Suid-Afrika en jy wen 'n prys? Maar hulle lewe in die verlede. En die een persoon sê van, ek gaan nie name noem nie, sê ja, maar ons gaan dien, ons dien. En ek vra, verduidelik net vir my, wat bedoel jy daarby? Maar hulle antwoord my nie. Hulle antwoord my nie. Jy sien maar die hartseer is, hulle veg onder mekaar, terwyl hulle almal vry behoort te wees. Hulle afhanklikheid is nie meer van die regering nie. When you are born again, dan is jou afhanklikheid van God af, kind van die Here. Jy is vry. Luister mooi. Here, help ons. Die staat sit 'n las op jou. Hulle belas jou. Okay, goed. Ek gaan nou Engels praat, dat julle verstaan wat bedoel ek by belas. Hulle tax jou. Hulle tax jou. Suid-Afrika is die land dat seker die hoogste belasting betaal in die wêreld. Gaan doen 'n studie. Nee. Maar luister mooi, maar toe die volk Israel sê, gee ons 'n koning, toe begin dit. Dis waar dit begin het. Sien my kind van die Here, jy het vryheid vandag, Gee aan die keiser wat hom toekom, Maar God onderneem vir jou en vir my more than enough. Hoekom wil jy van R350 lewe, terwyl jy God kan vertrou vir 3.500? Maar jy sien, ons is nie vry nie. Ons is vry, maar ons is nie vry nie. Weet jy, en as ek hierdie teksverse lees, Kobie, dan raak ek opgewonde, sê ek, maar ek word ook hartseer. Sê, Here, hoe is dit dat die mensekind, verskoning, hoe is dit dat hulle hierdie waarhede dan nie kan raak sien nie? Hoe is dit? In Lady Smith, toe ek daar kom, nogal by die jaar van die verkiesing, 94. Toe preek ek seker vir 6 maande, net bekering. Maar toe ek daar kom, self met dit 'n gesonde gemeente, vra maar vir pastoor Johan. En ek preek 6 maande, oggend en aand, ons het 2 dienste gehad. Dan preek ek net wedergeboorte. Ek koop in daai gesonde gemeente almal kom uit. En hulle doen die belydenis. Here, ek neem nie aan, vergewe my sonde, al daai goeders. Maar vanaand is hulle weer voor. Maar dan maak ons uitnodiging. En dan bely hulle. Volgende Sondagoggend, dan is hulle weer daar. En al wat is my Here my gehelp het mee, hulle verstaan nie wat dit is om vry te wees nie. Hulle verstaan nie wat dit is om vry te wees nie. En die hartseer vandag in die kerk is, dat meeste mense weet nie hoe om vry te wees nie.
En weet jy, die hartseer is, nou Malcolm, is dat die politieke ouens dit gebruik vir hulle voordeel. Dis wat hulle doen. Maar die kerk van ons Here Jesus Christus, sy liggaam, ons bring nie hierdie waarhede in die lig nie. Kom aan. Jy is vry om daai trok te bekom. Jy is vry om daai stapel note. Ek het hierdie woord vir Rachel gegee, ek het hierdie man nog nie eens geken nie. Toe wys die Here dit vir my. Jy is vry om geld te maak. Baie geld te maak, maar moenie dit geld jou beheer nie. Beheer jy geld. Vrees. Vee. Maar ek sal hy geldjie nie uitgee nie, ek sal maar liewerste honger ly. Dalk gaan ek my geld opraak voor ek doodgaan. Julle kan nou lag, dis waarheid hoor. Dis waarheid. Jy sien, ons is nie vry nie. Hy sê maar waar die Gees van die Here is, daar's vryheid. En jy sien, hierdie vryheid, dis waaroor ek so 'n bietjie met ons wil praat vanoggend. Kom ons gaan so 'n bietjie aan. Maak 'n sin ouens. Help dit jou. Nee, maar jy moet hierdie woord buitentoe vat man. As daai ou by jou verbykom, daai ouens wat stemme kom wen. Nee. Sê kom nog eers 'n bietjie saam met jou bid jou. Kom net eers 'n bietjie hoor waar val jy uit. Kom net jou help man. As God jou in daai posisie wil hê dat jy die regte een sal wees. Okay. Right, Here help. Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, nie die gees van die wêreld nie. Daar is vryheid. Nou sê hy vers 18, terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in die spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante, luister mooi, van gedaante, ek wil hier inkom, luister mooi, ja, man, Joseph, plooie gaan nog steeds sê, hoor. Hy praat hier van jou liggaamlik, as jy in die spieël kyk, sien jy die werklike jy, jou geesmens, dis wat moet verander. Want jou geesmens was dood gewees deur die sondeval. Okay? En Satan het jou denke gekry en in sy koninkryk werk hy met jou denke, nie met jou gees nie. Okay? Maar toe jy tot wedergeboorte kom, toe word jou gees 'n lewend gemaak, en nou jy's geskape na die beeld, na die gelykenis van God. Daardie beeld, daai godsbeeld, soos jy in die spieël kyk, sien jy die godsbeeld. Nie die polyfiller en die paint en daai goeders nie. Nee, jy sien en jy kyk in daardie spieël met 'n onbedekte gesig, en iewers skielik staan daar 'n reus uit, wat jy kyk na 'n geestelike reus, wat tot alles in staat is deur Christus wat jou die krag gee. En all of a sudden begin jy die toe te laat dat die gees van die waarheid jou vrymaak van daai Mickey Mouse gees. Jy kyk in daai spieël en wat kyk terug na jou, die man wat vry is. Ek geniet die volheid, die koninkryk van God is binne in my. En alles wat in die koninkryk van God is, en ons almal stem saam in die hemel, is daar nie armoede nie. So met ander woorde, al die rykdom van die koninkryk van God, is van die hemel af gekom en kom woning maak in my. Maar jy sien, omdat ons die vry is, omdat ons denke nog korrup is, die denke van die wêreld het, dink ons en Satan gebruik ons om ons in 'n binding te hou, terwyl jy eintlik moet vry wees. Please Lord, help us.
ook kind van die Here. Nou kyk ons in die spieël, nou sê hy, jy laat jou beeld nou moet verander word, van heerlikheid tot heerlikheid, dieselfde beeld as Christus. Maar ons sukkel met die verandering, want ons wil godsdienstig wees. Full of religion wil ons wees, en ons laat wette, en nou, ek is vry in Christus Jesus, sonde heers nie meer oor my nie, ek heers oor die sonde. Julle ken mos wat ek so 'n bietjie getuig van my eie lewe, die Gunston Volters wat oor my geheers het, die leuen. Maar toe ek tot 'n punt kom sê, maar hey, toe word ek vry. Voordat het ek dit probeer uitwerk met menslike wette en so, en ek kon nooit vrykom nie. Moet dan ek het daai goeders gesuig en daai goeders ek gesê, wat noem jy daai smutte, daai eiersmutte, daai ouens met my blaasbalke, as hulle my longe in die hande gekry het, kon hulle eiers gekap het, man. Maar die aand, toe ek sê, God, help my. Toe ek besef, maar hey, luister mooi. En daar is ek vry. Maar voordat ek vry was, toe het ek die een sonde met die ander sonde geruil. Wat is die wêreld se stelsel? Jy kan nie soveel chocolates eet. Dan wil jy nie meer chocolates, dit is nie meer vir jou lekker nie. En dan val jy terug na die ou sondes, nie hierdie sonde help nie, hierdie ding help nie vir hierdie sonde, en ek moet maar weer terug in daai ding. Jy is nie vry nie, man. Seker van die Here nou sê, ons moet verander met 'n onbedekte gesig, so wat net die Gees, nou het sê, as jy wat die Gees van die Here is, daar is vryheid. Want jy tot wedergeboorte gekom het, toe kom die Gees van die waarheid, hy is nou by jou en hy is in jou, so you and I need to allow him to minister freedom. Nie om weer sonde te doen nie. Nee, ons heers nou oor die sonde. Ons kyk na Galasiërs 5, hy sê die werke van die vlees, die Kolossense praat van die werke van die vlees, ons kruisig nou. En jy kyk in die spieël sê, wow, thank you Jesus. Want weet jy hoekom ek sê, thank you Jesus? Want my beeld verander na dieselfde beeld as Christus toe. Want ek is 'n skape na sy beeld, na sy gelykenis. Nou sien ek nie meer, arme ek nie. Jy weet, dat sê die mense van my, jy het verlede Sondag was so praat, dat jy moet jou beroof nie. Weet jy, nou kyk sê ek, wow, sê maar wat jy wil, ek weet wat ek weet. I'm not arrogant, I know what I know. Jy sien wat my beeld verander. My beeld verander. Nou die bedekking val weg. En Roderick, dan sê jy nie, ag Here, maar ek het soos 'n gees net so kort gewees, ek kan nie in die boomtom om u te sien nie. Nee man, jy het die spieelsak. Dan kyk jy die spieël in die oë. Halleluja, Roderick, prys die Here man, want jy is jou vry. Nee, jy het nie boom nodig nie man, Halleluja, ag man. Ons sê maar, jy moet 'n bietjie 'n venstertjie in die preek sit, Halleluja. Nou sê hy vir ons hierso, die heerlikheid van die Here aanskou word ons van gedaante, dit is te mooi, van gedaante verander. Ek doen 'n beroep op julle. Laat geen mens weer na jou kleur verwys, of jy wit, swart, pink of pers is. Laat niemand toe. Laat niemand toe. Al is hy ook 'n engel in die hemel uit. Laat hom nie toe om jou kleur of jou taal na vir jou te sê jy is minderwaardig nie. If you are born again, the Spirit of God help you and change you in the same image and likeness of God. So moenie my godsbeeld aanvat nie, man. Ek verander van gedaante.
Roderick, baie dankie vir daai getuienis en nie daai waardering dat jy hulle verander het. Van dat julle hier is, dat julle verander. Dis nie ek wat julle verander, dis die woord wat julle verander het. Al wat ek gemaak het, ek het die woord deurgegee. En ek het dit sê, Lord, I need to minister words of spirit and life. Ek moet lewe spreek. En dis nie almal wat dit vat nie, hoor. Maar prys die Here, julle vat dit. Amen. So dan gaan hy dieselfde beeld, na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as die Here wat die Gees is. Okay. Dis die Gees van waarheid. Okay, goed. Nou kom ons gaan nou net so eers 'n bietjie hou oop daar, so moenie toemaak nie. Ons gaan gou na Romeine hoofstuk 6 toe. Ek probeer net 'n parallel trek vir jou dat jy kan sien die waarheid. Nou in Romeine 6 lees ons vanaf vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Wow. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy wat? In sy wat? So met ander woorde, as jy in Christus se dood gedoop is, waarvoor het hy in die kruis uitgesterwe? Vir ons sonde. Hy het gesterf vir ons sonde, so as jy saam met hom gesterf het aan die kruis, dan sonde nie meer mag oor jou lewe nie. Al mag wat dit is wat jy hom gee. Want wat die Gees van die Here, daar is vryheid. Nou heers jy oor die sonde. Ouens, maak dit sin? Want hierdie woord maak my opgewonde, want ek wil jou sien meer as 'n oorwinnaar. Ek wil Jesus in die dorp sien. Kom aan. Ek wil Jesus in die skool sien. Ja? Of 14, 15 begin die hele mos nou met snaakse goeders. Nou nie jy nie, né? Sy ou is aan die ander kant, né? Het jy gesien as ons so 14, 15, 16 word, dan verander hulle klere draag. Sies? Jakkerig, daai ene. Maar jy sien, maar wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, dan moet jou lewe ook verander. Dan verander jy van 14, 15, 16 van jeug af na 'n mooi mens. You stay. En nou, daai keps op jou kop verander jou nie wie jy is nie. Jy kan maar 'n blou hoed opsit en maak nie van jou stommer nie. Ek sê ook maar net. Jy sien, kind van die Here, dis die Gees van die Here wat in jou en in my is en by ons is, as jy hom toelaat, en hom erken as Heilige Gees, met hom gemeenskap het, sê die woord, sal hy jou in die waarheid rig, en hy gaan jou herinner aan alles wat Jesus gesê het, en toekomstige dinge, en daardie openbaring, daardie herinnering, dit maak van jou meer as 'n oorwinnaar. Dit maak dat jy tot alles in staat is deur Christus, wat in jou is, wat jou die krag gee. Nou kom ons, en ek kyk in die spieël, en nou verander ek, en ek kyk in die spieël, wat sien ek? Ek sien die gawes. Nou sien ek die gawes van die Heilige Gees, and all of a sudden I start to prophesy, speak in tongues,
interpretasie van die tonge. Nou kom daar woord van kennis en 'n woord van wysheid. Onderskeiding van die geeste wat julle besigheidsouers so nodig het. Nou, anders dan gaan die kerkmense julle inloop. Sou jy nie dit sê nie. As iemand my sê, maar ek is 'n kerksmens. Kom sê jy dit vir my. Wanneer die gees van openbaringe kyk en jy sê, wow, die gees van waarheid wat alles weet. Jy voel, hy weet wat in daai persoon se hart is. Nou waarsku jy jou, don't touch. Moenie besigheid maak nie. Kind van God, jy moet onthou daar's 'n geveg aan die gang. Maar jy is die meer as die oorwinnaar. Kan ek gou vir julle besigheids vir almal van ons iets vertel. Die Bybel sê, die sondaar maak bymekaar vir die gelowige. Is dit so, Joseph? Is daar so 'n teks? Nee, wat twyfel jy? Jy moet weet. Daar is so 'n teks. Wil jy weet waar dit is, jy? Lees jou Bybel. So in ander woorde, moenie laat die sondaar jou geld vat nie. Jy moet sy geld vat. Julle kyk my so aan. Dis waarheid wat ek jou sê, gaan toets die Bybel, gaan kyk daarna as jy pastoor. Jy lig nou vanoggend goeders uit wat ons nie geweet het nie, nou. Maar dis hoekom hulle jou beroof. Kind van die Here, ek wil jou vandag sê, nou, die gawes van die God Heilige Gees wat in jou, jy kyk in die spieël na dieselfde beeld as wat Christus was. Dink jy Christus het met die Gees gewerk? Dink jy met die gawes gewerk? Natuurlik het Jesus met die gawes gewerk, wonderwerke, tekens, genesing. Alles is deur die gawes. Wanneer het Jesus begin bedien? Toe hy die doopwater, hy kom die Gees oor hom kom, en hy gaan woestyn toe, en hy word versoek, toe daar plaas toe, begin Jesus wat, die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Dis wat jou Bybel sê, wanneer jy tot wedergeboorte kom, wanneer jy daai doopwater uitkom, uit die doop uitkom, nou begin jy te regeer oor al die werke van die vyand. Nico, as ek jy so gesê, good preaching, pastor. Want dis goeie prediking, want dis waarheid wat ek deurgee vir jou. Jy kyk aan die spieël en ewe skielik kom 'n woord van kennis na jou toe. En daai woord van kennis sê vir jou, hey, hierdie ou se verlede, watch it. Hy gaan jou inloop. 'n woord van kennis, dan gee die Here 'n woord van wysheid, nie doen met daai ou besigheid. Ag, julle kyk my so anders of ek weet ek is heilig, hè? Ja, dis maar die vloek wat op ons is. Wat 'n vloek is op jou? Jesus het dan die vloek weggeneem. Maar jy sien, omdat ons nie die gees van die waarheid toelaat nie, of hom nie ken nie, praat ons daai nonsens. En dan eet ons daai nonsens. OK, goed, kom ons gaan aan. Daai horlosies. Ek werk op die horlosie, nie daai ene nie. Jy het nie meer batterye nie. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe in die doop, in die dood. Jy moet hoor wat hy sê, saam met hom begrawe in die doop, in die dood. OK?
Okay. Dis nie dat jy nie sommer in die water gaan onderdompel uitgekom, so koud, dan kry jy handdoek, dan gaan jy ander nou so gedoop. Nee. Jy moet geestelik weet wat met jou gebeur het, né? Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons so in 'n wat? In 'n nuwe lewe. In 'n nuwe lewe. In 'n nuwe lewe. In 'n nuwe lewe. Toe ek maar mense. In 'n nuwe lewe. Jy sien kind van die Here, 'n nuwe lewe. In 'n nuwe lewe. En daarom het jy die gees van die waarheid so nodig om jou in hierdie waarheid te lei. Laat ons nie soos nou Bobbejaan wees, het al om die pa loop nie. Hy's vry, maar hy loop. Daar moet 'n vryheid deurbreek op ons gees, op ons denke, geliefde kind van die Here. En dis hoekom toe die Here my vanoggend wys, daai stryd ding kap hom. Nou jy sal sien man, julle gesondheid, alles gaan Halleluja. Okay, kom ons gaan. Hierdie nuwe lewe. Dis nie soos die politieke partye sê, nee. Na 1994 het ons nou 'n nuwe lewe. Maar julle is nog nie vry nie. Want julle het nog nie wat? Wat sê julle? Julle het nog nie wat? Julle het nog nie finansiële vryheid nie. Dis wat hulle sê. Kom. Kan jy die stelsel sien, geliefdes? Dan sê een politieke party nog vir my, wil jy nie 'n geldjie gee? Ek, wat praat jy? Ja. Ek koop liewer vir die kinders fish and chips, man, maar nie vir jou daai perdry nie. Jy sien kind van God. Dis hoe hulle praat. But when you are born again from above, and the Spirit of truth lives within and with you, then the kingdom of God, all the futures and all the, wat is daai woord nou? Voordele, privilege. Sien jy ken Engels, né? Jy het gedink ek ken nie, né? Ken. Dis net 'n bietjie stadig vanoggend, né? Maar al jou voordele van die koninkryk van God wat in jou is, né, moet manifesteer. Want jy is 'n nuwe mens. Maar ons is bang om ons mond oop te maak en dit te verklaar, want netto werk dit nie. Maar wanneer die gees van die waarheid, ek quoteer net skrif, dis hoekom ek sê, gee my skrif as jy met my praat, so nie met my praat nie, ek soek jou opinie nie. Jy sien mense se opinies hoor as die woord van God. En dis dangerous. My opinie tel nie. Soos ek opinie moet ek sê, soos Paulus sê, ek Paulus sê nou dit, die God het nie gesê, ek Paulus sê dit. As ek opinie moet ek sê, ek Gerrie sê dit, nou, dis nie wat God gesê het nie. Okay, ons vat saam. Okay, goed, kom ons gaan gou 2 Korintiërs 4 toe. Okay. Ek wil nie daai, kom ons lees hierso. Want vers 6. Want God het gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in die harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid
van God in die aangesig van Jesus Christus. As jy om daai teks deurbid, vat daai teks, daai vers 6, vat hom, gaan lees hom, kry hom in jou hart, kry hom in jou hart. Jy sien, as God die verligting gee nie, dan gaan dit jou niks help nie. Nou, maar dieselfde God, toe hy in die begin sê, laat daar lig wees, toe kom daar skeiding tussen die donkerte en die lig. Daar net donkerte was, moet toe plek maak vir lig. Terwyl ek en jy nog nie tot wedergeboorte gekom het nie, was ons in die duisternis gewees, in donkerte. Maar toe God se gees kom woning maak in ons gees, en toe sê, ja Here, ek neem U aan as my saligmaker, toe kom die lig van God in, en hy kom maak woning in jou, en hy vernuwe jou denke. Hy vernuwe jou denke. Hy vernuwe jou denke. Want waar word jy getuister en getruiter? In jou denke. In jou denke, dis waar jy, nou begin jy te top. Nee, julle, seker nie daai boom van die ouens nie. Nou begin jy te top. Nou begin jy die leuen te oordink. En nou wil jy 'n plan maak met die leuen. Nou wil jy bank toe gaan. Here help ons. Plek dat ons verstaan ek is 'n nuwe skepsel. Die bank moet by my kom leen. Hy moet my rente gee as hy my geld wil hê. Jy sien, kind van ons verstaan nie die evangelie nie, verstaan nie die woord nie. Nou as jy hierdie openbaring het, en iemand kom en praat met jou nonsens. Omdat jy sê, maar hierdie ou is onkundig, man. Hierdie ou is nie vry nie. Nou help dit jou om lig in sy duisternis te bring. Dis die evangelie van Jesus Christus. Dis die evangelie. OK, nog een teksvers. Hier is nie te veel. Die Here help ons. Help ons. Hoe het Kobus altyd sê, as my pa net 2 lyntjies op 'n stukkie papier gesit het, dan gaan ons nie huis toe nie. Het jy al vertel wat hy gemaak het? Hy net nie. Het jy al vertel? Nee, ek ook vertel julle. Net vir ingeval julle dit nie gehoor, die Kobus my seun. Ons vat 'n beroep Leidenburg toe. Nou is dit my eerste gemeente. Nou let jy altyd my notas vir my uitgetik. Daai het nog baie ek sit ek nie meer my goeders uit die notas ek skryf is om in so 'n paar notetjies. Maar toe het sy vir haar 'n afskrif gemaak van die preek. En dan sien ek kort dat sy Kobus oor, jy weet, na sy ma toe. Ja, so Gabriel maak maar, hy het 'n ander rede. Maar nou sy Kobus so oor na sy ma toe kyk. En dan sien ek, ja, dan gaan ek aan, en agterna sien ek, hy kyk so, dan sê maar, kyk, hy gesag. Toe is klaar met die diens, te hoor ek nie, hy vra vir sy ma, waar trek hy nou? Waar trek hy nou? Nou, as hy sien ek is nie vinnig genoeg nie, sê hy, wanneer gaan hy klaar maak, jy weet. Dis waarheid, ek hoop jy luister, Jakobus. Kom ons lees dit. Jy sien, hy sê vers 7, maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie.
So aan die ander woorde, ouens, dis die gees van die waarheid wat met jou gees werk en jou denke vernuwe. Nou gaan hy aan, nou sê hy vir ons, en alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. En dis hierdie goed wat die kerksmens bang maak nou, om Jesus te wees. Okay, goed. Vervolg maar nie verlate nie, neergewerp maar nie vernietig nie. Nou hoor wat sê hy hierso. Gedurig dra ons die doodding, luister mooi, Romeine 6, en nou julle daai vers 3 wat ek gelees, vers 3, vers 4, né? Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam, hierdie liggaam. Want as hierdie liggaam wat sondig, né? Liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar gemaak kan word. So, die evangelie Jesus moet deur jou en my, ons liggaam geopenbaar. Kom kind van die Here. Wow. Nou kyk jy na wat Jesus in Johannes 14, dink vers 16, daar was in Johannes 14, wat Jesus sê, maar die Gees, ek los julle nie as wese nie, maar die Gees van die waarheid, wat gaan hy maak? Hy gaan julle aan alles herinner wat ek gesê het. En toekomstige dinge. Nou, kan jy agterkom hoekom dit so belangrik is om jou Bybel te lees? Want as jy nie jou Bybel ken nie, nou, gaan die leen met jou mors. So aan die ander woorde, as die gees van die waarheid, né, as jy hom toelaat om jou te herinner aan die waarheid, dit wat Jesus gesê het, wat gaan nou gebeur? Nou word jy die meer as oorwinnaar. Nou jy die bediening van Jesus. Nou verkondig jy die evangelie van die koninkryk aan mense, nie opinies nie. Maak het sin? Is net te veel, ons sal maar nog weer met een van dit na hierdie onderwerp kyk. Amen. Halleluja, dankie Lionel.